dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes. Ek is Pastor Ricardo, wat 'n wonderlike voorreg om weer, prys die Here Jesus, saam met julle te wees, om die woord van die Here met julle te deel, prys die Here. En dit wat die Here op ons harte gelê het, dit wat die Here vir ons gegee het, terwyl ons in die studie van die woord was, prys die Here Jesus, ons glo dat dit vir u 'n groot seën gaan wees. Kom ons sluit die oë dadelik, geliefdes. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom nader ons die troon van genade. Ons kom sê vir u dankie, Here, vir dit wat u gedoen het. Die woord van die Here sê dat miskien sal iemand nog vir 'n regverdige sterwe, maar u kom bewys u liefde aan ons, dat u op die regte tyd vir die goddelose gekom sterf het. Vader, ons kom sê vir u dankie daarvoor, vir dit wat u gedoen het. Here, u het ons uit die put van vernietiging en uit die modderige slijk uitkom haal, en ons gewas met die bloed en ons gereine van alle ongeregtigheid. Here, daarom kan ons vanmôre die troon van God met alle vrymoedigheid nader, omdat ons weet, my koning, dat u het gesê in die woord, nader tot my, en ek sal tot julle nader. Vader, ons kom sê vir u dankie vir u genade. Here, net die feit dat ons nog bevind in die kant van die lewendes, Here, dis 'n teken vir ons van u groot liefde wat u aan ons gekom bewys het, my koning. Vader, ek bid, my God, Here, elke woord, Here, wat sal uitkom, Here, nie my gedagte, my woorde nie, maar laat u wil geskied, laat u hart beken word, laat u woorde, my God, Here, aan u volk, my koning, Here, gespreek word. Tot vra dit in die naam van Jesus Christus. Help my God, Here, ek bid dat my woorde met sout gebesprinkel sal wees. Ons bid, my God, Here, dat die lieflike giere, Here, die uitsending sal beweeg. Ons vra dit in Jesus name, om iemand tot 'n beseffing te bring dat daar is geen verlossing sonder bekering nie. Ons bid, Vader, Here, bring iemand tot 'n beseffing, Hemelse Vader, dat sonder die Here is alles te vergeefs. Ons vra dit in Jesus name, en ons kom sê vir u dankie daarvoor met baie danksegging. Amen. Geliefdes, prys die Here Jesus. Kom ons gaan dadelik in die woord van die Here in die boek van Lukas. Lukas 9 vers 23. Om die kruis op te neem, sê die Here Jesus Christus. Prys die Here. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my onwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle met waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Prys die Here Jesus Christus. Die opskrif is om die kruis op te neem, om jou kruis op te neem. Wat is dit om jou kruis op te neem? Elkeen van ons het 'n kruis. Daar is 'n spreekwoorde of 'n gesegde waar die mense altyd sê, elke huis het sy eie kruis, prys die Here Jesus Christus. Maar elke mens het sy eie kruis. En die Here Jesus sê, as iemand agter my aan wil kom, hy praat spesifiek saam met sy disippels. Hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy sy kruis opneem. Hy moet sy kruis elke dag opneem en my volg. En homself verloon en my volg. En ons kan sien, toe die disippels wat die Here Jesus gevolg het, dit was manne wat besig was om te werk. Hulle was vissermanne gewees. Sommige van hulle was tax collectors gewees. Sommige van hulle soos Levi, die Here het hom gekry by die tolhuis. Maar die woord van die Here sê, die Here Jesus sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy sy kruis elke dag opneem en hom verloon. En ek kan my indink hoe dit vir die manne moet gewees het, toe hulle werk gelaat staan het. Ek glo dat hulle het vir hulle families gesorg. Dit was manne wat vir hulle families gesorg het. Maar hulle het dit meer waardevol gesien om die Here Jesus te volg. Hulle het dit meer waarde gesien. Die skrif maak daar 'n vergelyking waar hy praat, dit soos iemand wat 'n baie kosbare parel gevind het en het alles geverkoop wat hy het om hierdie kosbare parel te behou. So in ander woorde, prys die Here Jesus Christus, wanneer dit wat jy gevind het by die Here, ek wil vir iemand vandag sê, behou dit.
behou daardie gesindheid, behou die honger vir die Here, behou daardie ywer wat jy het vir die werk van die Here. Dit is baie meer kosbaar, it is more valuable, meer as alles wat jy besit. Prys die Here Jesus Christus. Van versekerlik in hierdie lewe, whatever jy gekry het in hierdie lewe, whatever ek gebekom het in die lewe, gaan ek op 'n sekere stadium verloor. Prys die Here Jesus. Laat my dink aan die skrif waar die Here Jesus gesê het, moenie vir julle skatte bymekaar maak, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek. Hy sê, maar maak vir julle skatte bymekaar, waar mot en roes nie verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. En waar is dit? Dit is eendag om saam met hom te wees. Dis in die hemel, prys die Here Jesus Christus. Maar die woord van die Here sê, hy sê, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my onwil verloor, hy sal dit red. So in ander woorde, om te wen, gaan jy moet verloor. En dis wat baie van ons nie wil doen. Ons wil nie ons lewens verloor wat ons nou het nie. Want ek het vir my nou 'n reputasie opgebou. Ek het vir my 'n naam opgebou. Terwyl die woord van die Here sê dat 'n goeie naam is beter as goeie olie. Die Here het eendag vir my gesê, om vir jou 'n naam te gee, moet jy die naam wat jy nou het, moet jy verloor. En daarom ons kan even sien in die woord van die Here, die moment toe Saulus tot bekering gekom het die Here hom 'n nuwe naam gegee. Die moment, prys die Here Jesus, ons kan dit sien met Abraham, die Here het hom 'n nuwe naam gegee. Hoekom? Want because hy jou eerste naam, wat gekonnekt was aan jou vorige geslag, wat gekonnekt was aan jou familie. Die rede, as ek kan dink aan 'n mense van, wanneer hulle vir jou vra, wat is jou van? Hulle vra eintlik vir jou, van wie is jy? Van wie is jy? Van watter geslag is jy? Want jou van is die naam mos van jou vader, van waarvan jy kom. Verstaan? So in ander woorde, wanneer die Here wil jou disconnect van waar jy vanaf kom, van wie jy gekonnekt is, gaan die Here jou moet 'n nuwe naam gee. Prys die Here Jesus Christus. En dis wat die Here doen met elke man en vrou van die Here, wat die Here mee 'n covenant begin het, wat die Here 'n verbond mee gebesluit het, dat om hom 'n nuwe naam te gee. Want wat die Here eintlik daardie doen, die Here sny jou af van die vorige generasie. Daarom sê die woord van die Here, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Jy's 'n nuwe mens. Jy het 'n nuwe naam, prys die Here Jesus Christus. Halleluja. Dit is 'n nuwe begin wat die Here met jou wil begin. Die pad wat jy aangekom het, die Here sny dit af. Die familie bloedlyn, die Here sny dit af, want because jy is nou 'n nuwe skepsel. Maar die woord van die Here sê, hy sê, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, hy sal dit red. Hy sê, elkeen wat sy lewe wil red, hy sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe verloor om my onwil, hy sal dit red. En ons kan sien, prys die Here Jesus, in die lewe van die apostels, die manne wat saam met die Here gebeweeg het. Die lewe wat hulle gelewe het, voorheen, het hulle verloor. Maar, hulle het hulle lewe gevind, omdat hulle het die lewe wat hulle gehad het hulle verloor. Hulle het dit gelos. Vir jou, prys die Here Jesus Christus, om die lewe te vind. En ek praat nie net van die lewe nie, maar ek praat van die ewige lewe. Want ons is temporary in hierdie lewe. Maar vir jou, om die ewige lewe te bevind, moet jy die lewe wat jy nou lewe, jy gaan dit moet los. Jy gaan dit moet los. Jy gaan dit moet verloor. En dis die fout met baie van ons wil nie verloor nie. Ons wil nie verloor nie. Ons wil nie dit los wat ons opgebou het nie. Want obviously het ek vir my 'n reputasie opgebou. Ek het vir my 'n naam opgebou. En daardeur ken mense my. En daardeur word ek gerespek. En daardeur, prys die Here Jesus, word ek geëer. Maar die Here sê, elkeen wat sy lewe wil red, sy eie lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe verloor om my onwil, sal sy lewe vind. Daar is 'n lewe wat die Here vir jou instoor het, maar jy gaan eers hierdie een wat jy nou het verloor. Jy gaan daar 'n reputasie van jou moet verloor. Jy gaan alles moet verloor. Jy gaan dit moet los vir die Here om jou 'n nuwe lewe te gee. Prys die Here Jesus Christus. Want die Bybel sê, hy sê, wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win,
maar homself verloor of skade aandoen. En dis wat ek gesien het, prys die Here Jesus, is onmoontlik om die wêreld te wil win en jou nie skade aan te doen nie. Meesteryk van die mense, dit is om vriende te hê, is goed. Maar om in die guns van die wêreld te wees, in almal se guns te wees. Die rede hoekom baie van ons daardie cycle van verloor deurgaan is omdat jy wil almal tevrede stel. Jy wil almal tevrede stel. Die rede hoekom jy die rede hoekom jy jouself skade aandoen, en baie keer kan mense nie sien, hulle doen hulle skade aan deur om, hulle wil met almal vriende wees, hulle wil vir almal goed doen. Want ek het gesien dat mense het daardie ding waar mense waardeer nie, hulle sit die value op iets wat verniet is nie. Verstaan? Hulle sit die value daar iets op wat verniet is nie. Vir jou om uit jou pad uit te gaan vir almal, mense begin waardeer dit. Ek het gesien dat mense waardeer 'n ding wat verniet is nie. Mense sien dit sommer net soos never mind met watter tipe hart jy dit gedoen het, maar mense waardeer dit nie. Want because die woord van die Here sê wat baat dit 'n mens dat hy tog die hele wêreld win. Van sometimes die manier hoe jy mense wil win is om vir hulle goed te doen. Jy gaan net jou pad uit vir hulle. Maar mense het daardie gewoonte om nie die effens te sien wat jy vir hulle doen nie. En dis hoekom prys die Here Jesus, hy doen jou eintlik self skade aan om die wêreld te probeer wil win. Van die woord van die Here sê, hy sê wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor en skade aandoen. En daar's mense wat dag prys die Here Jesus Christus wat hulle gedagtes verloor het. Hulle het hulle konses verloor. Hulle het hulle harte verloor. Hulle direksie verloor, want hulle wil die hele wêreld win. Hulle wil in die guns van die wêreld wees. Prys die Here Jesus Christus. Maar ek wil vandag vir iemand sê, moenie jouself skade aandoen om in die guns van die wêreld te wees nie. Want die Bybel sê dat die gedaante van hierdie wêreld gaan verby, maar die wat die wil van God doen, bly vir ewig. Prys die Here Jesus Christus. Moenie jouself skade aandoen om in die guns van die mens te wees nie. Moenie jouself skade aandoen om in 'n verhouding in te gaan met iemand wat jy sien dat hierdie persoon respond nie. En dis wat ek gesien het waar mense baie keer verloor in verhoudings, want because jy gaan uit jou pad uit vir hierdie persoon. Jy doen alles wat jy kan vir hierdie persoon, maar daar is geen respons van daardie persoon se kant nie. Ek wil vir iemand sê, jy is nie in 'n verhouding as jy al een is wat werk aan hierdie verhouding nie. Prys die Here Jesus Christus. Maar jy al wat jy besig is om te doen, jy's besig om te verloor in die proses. En die Here wil dat die cycle van jou verloor, wat jy net verloor en jy doen jouself skade aan. En die Here wil hê jy moet jouself verloor in die proses om die hele wêreld te wen. Want is al wat besig is om jou te gebeur, jy doen jouself skade aan. Jy's besig om jouself te verloor. Jy's besig om jou tyd te verloor. Jy's besig om jou krag te verloor. Daarom voel jy jou kragteloos. Jy kan nie opstaan in die oggende nie. Jy gaan slaap vanaand moeg, dan staan jy môreoggend moeg op, want jy gee jouself vir mense wat jou nie waardeer nie. Jy's besig om jouself te drein vir mense wat die effort sien wat jy insit, wat jy vir hulle doen nie. Maar die Here wil hê jy moet verloor in die proses nie. Daarom sê die woord van die Here, wat baat dit 'n man dat hy die hele wêreld win? Jy kan nie almal se vriende is, jy kry mense, almal is hulle vriende. En as jy kyk na wat hierdie vriende vir hulle doen, dan beteken die mense eintlik vir jou niks nie. Wat jy sien as vriende nie, want jy wil die hele wêreld win. Jy kan nie almal tevrede stel nie. Want al wat met jou gebeur in die proses is, jy's besig om te verloor. Jy's besig om jouself skade aan te doen. Jy's besig, prys die Here Jesus Christus, om te verloor binne in die proses. Want jy wil die hele wêreld win. Maar die woord van die Here sê, hy sê, want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Hy sê, want elkeen wat hom skaam vir my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom. Apostel Paulus sê in die boek van Romeine, hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ek verstaan nie hoe kan mense hulle nog steeds skaam vir die Here nie. Jy is 'n kind van God, maar jy is te skaam om te gaan getuig daar buitekant. Jy is 'n kind van God, maar mense by jou weesplek, hulle weet nie dat jy is by die Here nie.
Jy is die vrymoedigheid om siele te gaan wen nie, as gevolg van skaam. Dis een van die redes hoekom mense nie die werk van die Here wil doen nie, want ons uitgaan om siele te gaan wen, hulle het nie daai om te gaan getuig van die Here nie, want hulle is nog skaam, hulle hou nog vas aan hulle reputasie, hulle is nog geworry oor wat die mense van hulle gaan sê, hulle is nog geworry oor wat die mense van hulle dink, maar die woord van die Here sê, die Here Jesus sê, hy sê van elkeen wat hom skaam vir my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy in sy heerlikheid kom, die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Ek wil vandag vir iemand bemoedig, jy kan jou nie skaam vir die woord van God nie. Wanneer jy vir die woord van God gaan skaam? En dis baie keer, vir al ons jong mense, ons is altyd geworry oor wat ons vriende gaan sê. Ons is geworry oor wat die mense rondom ons gaan sê. Jy is meer geworry oor wat die mense gaan sê, maar jy is nie geworry oor wat die Here van jou sê. En wat die Here van jou sê, sê dat die gedagte wat ek aangaande jou koester, is gedagtes van vrede en nie van onne nie. Die Here wil eet vir jou 'n hoopvolle toekoms, maar jy is nog skaam. Jy staan nog terug, jy wil jou nie self gee vir die Here nie. Jy is ook maar net daar in die kerk. Jy gee nie regtig vir die werk van die Here nie. Jy is nie regtig betrokke nie. Jy is ook maar net 'n saamloper. Ek wil vir iemand sê, jy kan nie net 'n saamloper is nie. Want because jy moet betrokke raak in die werk van die Here. Prys die Here Jesus Christus. Maar die rede hoekom mense hulle nog skaam is, omdat hulle hou nog vas aan 'n naam, wat hulle deur die wêreld vir hulle self opgebou, wat hulle vir hulle self opgebou het. Terwyl die woord van die Here sê, hy sê, van elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Jy gaan die lewe wat jy jouself opgebou, jou reputasie, jou naam, wat jy jouself opgebou het, gaan jy moet verloor. Prys die Here Jesus, want dis wat maak dat jy jou skaam vir God se woorde, want jy hou nog vas aan 'n lewe. Jy hou nog vas aan 'n lewe. Prys die Here Jesus, jy hou nog vas aan 'n naam, wat die Here jou nie gegee het nie, wat ander mense jou gegee het, en dis wat ek gesien het in die wêreld, dat even die wêreld gee vir jou 'n naam. Die wêreld gee vir jou 'n naam. Ek weet ons almal het veral die byname, ek hou nie van 'n bynaam. Ek noem iemand op sy regte naam, want ek glo dit is jou naam. Maar die woord van die Here praat van 'n naam wat die Here jou gee. Die rede hoekom om mense sê dat daai persoon is 'n dronklap, of daai persoon is dit en daai persoon is dit, is nie dat mense jou net dit sê nie. As jy dat die wêreld dit net vir jou 'n naam gee nie, maar as gevolg van jou aksies, as gevolg van die manier hoe jy jou lewe geleef het, dis hoekom mense jou 'n naam gee. Prys die Here Jesus Christus. Maar die Here wil jou 'n nuwe naam gee. En so in ander woorde, wat die Here eintlik gaan doen om vir jou die naam te gee, is die Here gaan jou aksies verander. Die Here gaan jou manier van redeneer, jou manier van dink, jou manier van optree, jou manier van hoe jy wees, gaan die Here verander. En dis waardeur jy 'n nuwe naam gaan ontvang. Prys die Here Jesus Christus. Maar die woord van die Here praat verder. Hy sê in vers 27, sê, ek sê vir julle met waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Ek het gisteraan, terwyl ek besig is om die woord van die Here te lees, uit hierdie skrif, kom ook op hierdie skrif af, waar die Here Jesus vir sy disippels sê, daar seker is, hy sê, ek sê vir julle met waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, en ek dink aan die openligdiens wat ons gister gehad het. Die Here Jesus sê, hy sê, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het. En ek dink aan die mense wat by die diens gestaan het, mense wat gekom luister het. As mens altyd mos openligdiens staan, dis altyd mense wat kom staan en luister na die woord van die Here. Maar dan is daar mense wat altyd kom, maar hulle gee hulle nooit oor vir die Here nie. Maar ek dink aan hierdie skrif waar die Here sê, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. So in ander woorde, daar is sekere mense wat ons nie gaan wen, deur om net die woord van die Here te preek nie. Maar daar is sommiges, prys die Here Jesus, wat ek kan sê, wat daar gestaan het, wat hulle lewe, wat hulle het, nie gaan wil verloor nie,
voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Wat ek probeer sê, daar is sommiges wat hulle nie gaan oorgee vir die Here, as hulle nie gaan sien, hande word op die siekes gelê en hulle word gesond nie. Daar is sommiges wat nie hulle lewe gaan wil verloor, die lewe wat hulle nou in die wêreld het, die naam wat hulle vir hulle self opgebou het, daar is sommige wat daar die naam nie gaan wil verloor nie. Hulle gaan nie hulle lewe vir die Here wil gee nie, as hulle nie die krepeles gaan sien loop nie, as hulle nie die doewes gaan sien hoor nie, as hulle nie gaan sien, prys die Here, hoe word duiwels uitgedrywe nie. En dis een van die dinge, prys die Here Jesus Christus. Daarom sê Nicodemus vir die Here, hy sê, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen. Die rede hoekom Nicodemus in die Here ingeglo het, was nie net as gevolg van die Here se woord nie, maar as omdat Nicodemus gesien het, prys die Here Jesus, hande word op die siekes gelê en hulle word gesond, duiwels word uitgedrywe, en dit is die gebed van my hart, prys die Here Jesus. Dis wat ek gister aan gebid het, Here, terwille van u woorde, terwille van u name, Here, daar is sommige mense, sê die woord van die Here, wat sekerlik nie die dood gaan smaak nie, hulle gaan nie hulle lewe vir die Here wil afleen nie, halleluja, voordat hulle nie die koninkryk van God gesien kom het nie, prys die Here Jesus. Daar is sommige wat hulle lewe nie vir die Here gaan gee, as hulle nie die krag van God gesien het nie, en daarom is die gebed van my harte, dat die Here ons sal beklee met krag, prys die Here Jesus Christus, van die woord van die Here sê, dat is die wil van God, dat een siel moet verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word. So in ander woorde, dat is die wil van God, dat een en elke siele, wat gister by daardie diens was, of waarever dat diens gehou gewees het, ek weet julle het miskien diens gehad gister, en daar was mense, wat nie hulle harte vir die Here gegee het nie, maar die woord van die Here sê, daar is sommige van die wat hier staan, wat staan en luister na die woord van die Here, wat nie die dood gaan, hulle wil nie, gaan nie die dood smaak nie, wat beteken, hulle gaan nie hulle lewe afgee vir die Here nie, hulle gaan nie sterwe vir hulle self nie, voordat hulle die koninkryk van God gesien kom het nie, wat beteken dit, voordat hulle die krag van die Here gesien het nie, voordat hulle gesien het, voordat hulle nie gesien het, krepeles loop nie, so in ander woorde, ek as man van God, moet my in daardie posisie sit, prys die Here Jesus, dat die Here my bekragtig, met die krag van sy sterkte, om hande op die siekes te lê, want daar sommige mense, wat net hulle lewe vir die Here gaan gee, wanneer hulle die krag van die Here gaan sien, daar sommige mense, wat net hulle lewe vir die Here gaan gee, wanneer hulle gaan sien, dat duiwels word uitgedrywe, daar sommige mense, wat net hulle lewe vir die Here gaan gee, wanneer hulle gaan sien, blinde se oë gaan op, prys die Here Jesus, en ek glo, die Bybel sê, dit is die wil van God, dat elke siel gered moet word. En dis die gebed van my hart, prys die Here Jesus Christus, dat die Here ons beklee met krag. Halleluja, want daar sommige mense, daarom sê die apostel Paulus, ek het nie gekom met voortreffelikheid van woorde nie, maar ek het gekom in die betoning van gees en krag. Prys die Here Jesus, die Bybel sê dat die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En daarom vra ek vandag die Here Jesus Christus, Hemelse Vader, inspireer ons weer met die gees. Here, beklee ons weer met u krag. Here, wees u my God in ons midde. Van Nicodemus sê vir die Here iets baie wat uitstaan. Hy sê hy sê is net wanneer God met jou is. Hy sê ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen as God nie met hom is nie. En die gebed van my hart is Here, wees u in ons midde, prys die Here Jesus Christus, want daar sommige mense soos Nicodemus wat nooit hulle posisies gaan afgee, wat nooit hulle naam gaan aflê voor die Here, wat nooit vir hulle self gaan sterwe nie, as hulle nie die krag van God gaan sien nie, as hulle nie gaan sien, prys die Here Jesus, hoe die krepe gaan loop en opstaan nie. Halleluja, daar is sommiges, sê die woord van die Here, wat sekerlik die dood nie gaan smaak nie. Hulle gaan nie tot bekering kom nie, as hulle nie die krag van die Here sien nie. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.